Goeiemôre. Jy luister na die 22ste oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is Simul justus et peccator. Dit is haas onmoontlik om ons die vrees voor te stel waarin mense in die middeleeue geleef het. Die Rooms-Katolieke Kerk het alleen reg gehad op die Bybel, wat in daardie stadium nie beskikbaar was vir die algemene publiek nie. Die rede daarvoor was tweeledig. Eerstens, die Bybel was net eenvoudig nie beskikbaar nie, want die boekdrukkuns was nog nie ontwikkel nie. Dus, daar was waarskynlik maar 'n paar eksemplare van die Bybel in 'n land beskikbaar. En ons moet onthou dat dit net beskikbaar was in die amptelike taal van die Rooms-Katolieke Kerk, Latyns, 'n taal wat weinig mense verstaan het. Tydens eredienste het die priester voorgeles uit die Bybel, maar dit was onverstaanbare egos. Derhalwe kon die prediker, of dit nou die priester of biskop was, enigiets kwytraak en niemand kon dit weerspreek nie. Uitbeeldings van die hel, die Satan, demoniese figure wat mense afsleep in 'n hellevuur, was algemeen uitgebeeld. Vir baie mense was die boodskap van 'n liefdevolle God begrawe onder die stapels leuns wat deur geestelikes opgedis is. Tweedens kon ongeveer 10% van die bevolking tydens die middeleeue lees en skryf. Die meeste mense sou in elk geval nie kon lees nie, al sou die Bybel ook beskikbaar wees in hulle eie taal en aan die algemene publiek. Dit sou egter alles verander, toe 'n jong regstudent tydens 'n vreesaanjaende storm 'n belofte aan God maak, dat hy sy lewe aan hom sou wy, indien God sy lewe spaar. Om die waarheid te sê, daardie nag, daardie man, deur die genade van God, sou die verloop van die geskiedenis verander. Die jong Martin Luther het in weerwil van sy pa, sy toekomsplanne as regsgeleerde opgesê om 'n monnik in 'n klooster te word. Sy vrees vir God, indien dit enigstens moontlik was, het selfs vererger in hierdie tyd. Want hoe harder hy probeer het om van sy sonde ontslae te raak en God tevrede te stel, hoe dieper het hy bewus geword van sy sonde, van hoe onliefhebbaar hy was. Sy geloof het soos dryfsand geword. Maar deur die voorsienigheid van God, werk dit toe so uit dat hy gestuur word om verder teologie te studeer. En sodoende het hy die voorreg gehad om sy oë vir die eerste keer op die Bybelse tekste te lê, soos dit oorspronklik in Grieks en Hebreëus geskrywe was. Luther was teen hierdie tyd al ongeveer 30 jaar oud. Dit was in sy voorbereiding vir lesings uit die Psalms, waar die geregtigheid van God hom opgeval het en hom diep ontstel het. Elke keer as hy dit gelees het, het dit vir hom geklink soos 'n vonnisoplegging. Hoe kon God so wreed wees, het hy gedink, dat God van ons geregtigheid eis, in die wete dat ons as sondaar mense nooit daaraan kon voldoen nie, en ons nog boonop straf daarvoor. Hy het wel met die lees van Psalm 31 vers 2 'n veraf en floue liggie gesien brand, toe hy lees, by U Here skuil ek, laat my nie vir altyd beskaamd staan nie, bevry my deur U geregtigheid. Sou dit kon beteken dat ons nie deur ons eie geregtigheid gered word nie, maar bevry word deur God se geregtigheid, en wat sou dit beteken? Hy kon nie antwoorde of rus vir sy siel vind nie. Maar dit was eers toe hy die geleentheid gehad het om die Nuwe Testament te lees, en veral die woorde, spesifiek die woorde van Romeine 1 vers 17, dat nie alleen hy nie, maar die ganse verloop van ons geskiedenis 'n evangeliese draai gemaak het. Toe sy oë op die woorde val en sy hart dit begryp, vertel hy later, was dit asof die poorte van die hemel oopgeswaai het. En toe sê hy, en ek het ingegaan. In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan. Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.
Hierdie woorde in Romeine 1 vers 17 het hom die heel eerste keer laat besef wat die evangelie werklik beteken. Ek wil dit nou in verband bring met dit waaroor ons die laaste paar dae gepraat het, van ons sondigheid en ons onliefhebbare aard. Martin Luther het nou die genade van God gesnap en omhels. En voortskryf hy in 1518 in besonder hartroerende beeldspraak. Die sondaar is mooi, aangesien hy liefgehê word. Hy word nie liefgehê omdat hy mooi is nie. Ek weet nie of ons dit aldag besef nie. Hierdie byna onbegryplike risiko wat God met ons loop, naamlik om vir ons iets te gee voor verdienste, en uiteindelik sonder enige verdienste. Dit het Luther van sy voete afgebal, in wat hy die misterie van God genoem het. Dit is inderdaad 'n misterie dat God ons alles skenk in Christus, en die risiko loop dat ons dit of in geheel sal verwerp, of die gawe sal misbruik. Maar, dit is dan die gawe wat God vir ons gee. En hoe skrikwekkend dit ook al is, bied God aan ons die vryheid om dit alles van die hand te wys. Maar wie sal dit doen, as jy God so leer ken het, as 'n liefdevolle God? Ek hoop werklik dat ek en jy presies verstaan wat hier gebeur het. Hierdeur word dit duidelik, dat God die herskepping en transformasie van die mens uit die kategorie van verdienstelikheid geneem het, en dit volledig geplaas het binne die kategorie van dankbaarheid. Ons ken dit eenvoudig nie in hierdie wêreld nie. Niemand loop sulke risiko's nie. Kan jy jou indink, 'n professor staan voor in die klas en sê, om hierdie eksamen deur te kom, moet jy 100% hê. Ek gee dit vir jou. Jy het klaar 100% gekry. Baie geluk, julle is almal deur, julle het 100% gekry. Watter van daardie studente gaan daardie kwartaal aanhou werk, klas bywoon en hulle heel beste doen, nie om die professor se volpunte te verdien nie, maar uit dankbaarheid vir die vertroue en die gawe wat die professor vir hulle gee? Dit bly 'n reuse risiko. En tog is dit wat God vir ons kom doen het in Jesus Christus. Ons leef voort ons lewens nie om God te beïndruk, of God se genade te verdien, of God se guns te wen nie. Wie dit probeer doen, verstaan nog nie die genade van God nie. Ons hoef absoluut niks te doen om verlos en gered te word nie. Dit het God vir ons reeds gegee. Ons neem dit eenvoudig aan deur geloofsaanvaarding. Ons geloof is op die dankie van daardie gawe gebaseer. 'n lewe van gehoorsaamheid, aan oorgawe aan die Gees van God om ons te transformeer, is 'n blymoedige nuwe pad van dankbaarheid. Daar is 'n uitsonderlike frase wat Luther gebruik het om ons as mense te beskryf. Hy sê, ons is almal simul justus et peccator. In Latyns beteken dit, ons is tegelyk geregverdigde en sondaar. Uit my eie, 'n hulpelose sondaar, deur God se genade en liefde in Jesus Christus, regverdig gemaak. Dink maar weer terug aan Bonhoeffer se gebed, wat ons nou die oggend saam na gekyk het. Wie is ek? Hierdie of die ander? Is ek een persoon vandag en môre 'n ander? Is ek albei gelyk? Voor mense 'n huichelaar en voor myself 'n veragtelike, weemoedige swakkeling? Of is dit binne my soos 'n verslaane weermag wat vlug in die wanorde van 'n oorwinning reeds behaal? Wie is ek? Hierdie eensame vraag knaag tergend aan my. Wie ek ook al is, U weet, o God, ek is U sin. Hoe gaan dit met jou vanmôre? Waar vind hierdie boodskap jou?
begin jy nou verstaan hoekom dit so belangrik is om te kan sê, ek is lief vir myself. Want dit plaas die liefde vir myself buite die konteks van selfverheffing en aan die ander kant die raamwerk van selfveragting. Want as God my liefhet, hoe kan ek myself dan nie lief hê nie? Sonder so besef van God se liefde vir my en so liefde vir myself, kan ek my nie indink hoe ek eendag op my sterfbed gaan lê en in vrede sterf nie. Want dit sal 'n angssweet in die donkerste nag wees, as jy dit nie aanvaar nie. Aanvaar dit dan liewer vroeër as later. Dit is die absolute wonder van 'n belydenis, van 'n geloofsbelydenis, wat oor my lewe uitgespreek is. Dit word nie waar eers wanneer ek dit voel nie. Dit is reeds waar, omdat God dit waar gemaak het. En dit is die wonderlike misterie van God. Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek. Here, tel my op. Plaas my in die palm van u hand. Breek oop die verseelde kluis van my hart. Laat u liefde inskyn. Here, ek loop die donker pad al baie jare. Ek sukkel so lank al om my weg in die duister te vind. Here, hou my hand. Ek is bang. Ek is moeg van rondstruikel in die donker steegies van die lewe. Here, hou my in die palm van u hand. Here, lig my op uit die donker. Wys my die lig. Help my om myself met u liefde lief te hê. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.